So hy sê, in die gryse ouderdom sal hulle wie 60 jaar en ouer is, nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Kyk na die belofte in die beeldspraak wat Vader vir u en my vandag gee. Die jong mense het krag en uithoudsvermoë en is besig om hulself in die samelewing te vestig, terwyl ons bo 60 reeds alles bereik het waarna hulle streef. Ons is steeds in staat om 'n positiewe bydrae in hierdie samelewing van ons te maak, as ek en u net wil. As ons, jy weet, maar party wil net voel hulle is gedaan, hulle is oor die muur. Nee, wees dankbaar jy leef, wees dankbaar jy's aan die gang. Moenie dat jou ouderdom vir jou 'n probleem wees nie. Maar wees u 'n probleem vir die ouderdom. Hoe hou jy daarvan? Met al ons lewensondervinding op 60 en ouer, is ons nou veronderstel op die stoep te sit en vergaan, terwyl die lewe met soveel geleenthede by ons verby beweeg. Terwyl ons al die lewenswysheid besit om ander mense mee te verryk. Gesels met ander mense oor dit wat u bereik het in die lewe. Toe jy bestuurder gewees het, toe jy 'n groot fabriek gehardloop het, in beheer was, die ambag wat jy geleer het, die dinge wat jy gedoen het, jy wie ingenieurs was en pastore en predikante en al die opleiding, al die mense kennis, begin 'n Bybelselgroep in die aftreeoord of in jou omgewing waar jy is. Die Bybel sê waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in julle midde. Dit is nie nodig om 'n groot groep mense te wees nie. Die storms van hierdie lewe, ek en u bo 60 is reeds deur die lewensstorms wat veronderstel was om ons te vernietig. Ons almal is deur moeilike tye. Maar ons is nie vernietig nie, want Jahwe Almagtig of God het ons bewaar omdat ons nog werk op hierdie aarde het om eers klaar te maak. Hoor jy wat ek sê? Dit is nie toevallig dat ek 74 word en u, hoe oud? Is oor 60 en ja, wat 'n doel. En daar's oomies en tannies wat 80 en 90 jaar is. Ek dink aan tannie, suster Anna van Dyker, dink sy is 94. Nog steeds aan die gang. Vol lewe. Come on. Pastoor Kobus, oor die 80, 85, 84. Broer Gooi, 87. Bestuur nog karre, hulle beweeg nog rond. Kan jy dit verduidelik? Jy het nie nodig om te sit en wag vir die doodsengel nie. Hy sê hy het ons bewaar omdat ons nog werk op hierdie aarde het om klaar te maak. Sodat die volgende generasie ook kan ervaar wat standvastigheid in werklikheid beteken. Here, ek en u onsself uitlewe na buitekant toe in 'n wêreld. Leer ander dat om oud te word is nie probleme nie. Dis nie net siektes en net moeilikheid en net aftrane nie. Daar is wonderlike tye. Gaan stap bietjie deur die tuin, gaan kyk na die tuine in julle komplekse, by julle huise. Gesels met die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders. Gesels met hulle. Ja, die agterkleinkinders is natuurlik nog bietjie klein, maar deel tyd met die kinders en die kleinkinders oor die dinge wat u ervaar het. Hou onmiddellik op om aanhoudend te sê, ek is oud en afgeleef en ek beteken niks meer vir hierdie lewe nie. Die woord sê, lewe en dood is in ons mond. So dit wat ek sê, is ek. Dit wat ek sê, is ek. As ek bly sê, ek is oud en afgeleef en ek is gedaan en dit sal so wees. Hoekom? Want jy stimuleer jou brein met daardie gedagte dat jy afgeleef is en dat jy oor die muur is en dat jy vir die doodsengel sit en wag. Terwyl jy 'n besluit kan neem vandag om te sê, ek gaan positief wees en positief funksioneer. Spesiaal in die woord. In die woord om meer te beteken vir die koninkryk van Vader. As dit waar sou wees,
So ek wil net sê, om aanhoudend te sê ek is oud en ek beteken niks meer vir die lewe nie. As dit waar sou wees, sou u steeds vandag geleef het nie. As u oud en afgeleef was, dan sou Jaffa u nie in die lewe gehou het nie. Iemand het gesê, he ain't forgot to take me home. Die vader het nie vergeet om my huis toe te vat nie. Nee. Hy sê jou huis toe vat as jou werk klaar is.